Goeiedag almal. Geloof in God dryf alle vrees uit. Jy weet, ons reaksie op die beproewings en probleme word daagliks bepaal deur hoeveel vertroue ons in God het. Sommige mense fokus op dit wat hulle sien, op dit wat hulle is en op dit wat hulle ontbreek om uitdagings en probleme te oorkom. Kyk bietjie hier in 1 Samuel 17:4 vers 7. Goliat, 'n baasvegter van Gat, het in die leer van die Filistyne na vore gekom. Hy was 3 meter lank. Hy het 'n bronshelm op sy kop gehad en 'n harnas met skubbe. Die gewig van die harnas was 57 kg. Sy beenplate was ook van brons en 'n swaard het tussen sy skouerblaaie gehang. Die steel van sy spies was so dik soos 'n wewer se balk en die ysterlyn van die spies het 7 kg geweg. Hy het toe teenoor die manskappe van Israel gaan staan en geskreeu: "Is dit regtig nodig dat die gevegslinies opgestel moet word? Ek is tog 'n Filistyn en julle is onderdane van Saul. Kies iemand wat 'n tweegeveg met my kan voer. As julle man daarin slaag om my dood te maak, sal ons julle slawe wees. Maar as ek hom doodmaak, sal julle ons slawe wees. Ek daag julle vandag uit, stuur tog iemand om teen my te veg." En luister wat gebeur nou. Toe Saul en die Israeliete dit hoor, was hulle verskrik en baie bang. Maar gelukkig was daar 'n jong seun met die naam van Dawid, wat hierdie probleem benader het deur op die Here te fokus en hy het geweet, die Here sal my help. 1 Samuel 17 vers 45. Maar Dawid sê vir Goliat: "Jy kom na my met 'n swaard en met 'n spies en 'n lans, maar ek kom na jou in die naam van die Here, die Almagtige, die God van Israel wat jy beledig. Vandag gee die Here jou oor in my mag. Ek sal jou doodmaak en die hele wêreld sal weet dat Israel 'n God het. En almal sal weet dat die Here nie swaard en spies nodig het om sy mense te red nie. Hierdie stryd behoort aan die Here en hy sal julle in ons hand gee." Kan jy die verskil sien? Saul, koning Saul, met die hele weermag van Israel, is vreesbevange. Hulle is verskrik, hulle is bang. Maar een jong seun wat op die Here vertrou, kyk hierdie reus in die oë en hy sê: "Die Here sal jou vandag in my hand gee." Die les wat ons hieruit moet leer is dat wanneer jy op jou eie krag en jou eie hulpbronne staat maak, sal jy vinnig oorweldig word deur die probleme wat jy in die gesig staar. Net die Here is in staat om jou krag te gee om elke aanval van Satan te oorkom, om meer as 'n oorwinnaar te wees. En al wat jy moet doen is om soos Dawid op die Here en sy teenwoordigheid, sy liefde en sy krag te vertrou. En om oortuig te wees dat hy jou nooit sal verlaat of in die steek laat nie. Psalm 56 vers 12 sê Dawid: "Ek vertrou op God, ek vrees nie. Wat kan 'n mens my doen?" Weet, wanneer jy tot die uiterste getoets word, is dit die tyd wanneer die diepte en standvastigheid van jou geloof in God na vore kom. Sê vir jouself: "Ek sal nie bang wees nie, want ek vertrou op die Here." Dankie daarvoor, Here. Amen.